Numeri, hoofstuk 3. Dit is die geslagsregister van Aaron en Moses gedurende die tyd toe die Here met Moses op die Sinaïberg gepraat het. Die name van Aaron se seuns is Nadab, die oudste, Abihu, Eleazar en Itamar. Dit is die seuns van Aaron wat Moses as priesters gesalf het om in die ampt te dien. Nadab en Abihu het nie kinders gehad nie. Hulle het gesterf toe hulle ontoelaatbare vuur in die teenwoordigheid van die Here gebring het in die Sinaï-woestyn. Eleazar en Itamar het egter onder die wakende oog van Aaron as priesters gedien. En die Here het vir Moses gesê: Jy moet die stam van Levi nader bring sodat hulle Aaron kan help in die bediening. Hulle moet help met die diens en pligte van die vergadering by die tabernakel sodat die werk by die tabernakel verrig kan word. Dit is hulle taak om die gereedskap en toerusting van die tabernakel te onderhou en te versorg. Hulle moet ook help met die verpligtinge van die Israeliete wat by die tabernakel verrig moet word. Die Leviete moet jy as dienaars van Aaron en sy seuns daarstel. Uit die kinders van Israel is hulle volledig aan hom daargestel as dienaars. Maar slegs Aaron en sy seuns moet die priesters wees. As 'n onbevoegde naderkom, moet hy sterf. Verder het die Here vir Moses gesê: In die plek van die eersgeborenes in Israel het ek die Leviete tussen hulle uitgehaal om aan my te behoort. Want die eersgeborenes in Israel behoort aan my. Ek het die eersgeborenes van Egipte getref, maar ek het die eersgeborenes van Israel aan my geheilig, mens en dier. Hulle behoort almal aan my, want ek is die Here. In die Sinaï-woestyn het die Here vir Moses gesê: Jy moet die Leviete tel en inskryf volgens hulle families. Jy moet al die manlike persone van 'n maand en ouer tel en inskryf. Toe het Moses hulle getel en ingeskryf soos die Here hom beveel het. Levi het 3 seuns gehad: Gerson, Kehat en Merari. Gerson het 2 seuns gehad: Libni en Simei. Kehat het 4 seuns gehad: Amram, Jesar, Hebron en Uziel. Merari het ook 2 seuns gehad: Magli en Musi. Dit is die nageslag van Levi in hulle families. Onder Gerson behoort die families wat van Libni en Simei afstam. Hulle het almal van Gerson afgestam. Die wat onder hulle getel en ingeskryf is, almal wat manlik is, van 'n maand en ouer, was 'n totaal van 7500. Die families wat van Gerson afgestam het, het aan die weste kant van die tabernakel kamp opgeslaan. Eljasaf, die seun van Lael, was die leier van die Gerson-familie. Hulle moes na die tabernakel, die tent, die dekkleed en die gordyn by die ingang van die tabernakel omsien. Hulle moes ook omsien na die seildoeke van die voorhof wat reg rondom die altaar is, asook die afskorting en toue van die voorhof en alles wat daarby hoort. Onder Kehat behoort die families wat van Amram, Jesar, Hebron en Uziel afstam. Hulle het almal van Kehat afgestam. Die wat onder hulle getel en ingeskryf is, almal wat manlik is, van 'n maand en ouer, was 'n totaal van 8600. Hulle moes die diens in die heiligdom waarneem. Die families wat van Kehat afgestam het, het aan die suidekant van die tabernakel kamp opgeslaan. Elisafan, die seun van Uziel, was die leier van die Kehat-familie. Hulle moes na die ark, tafel, kandelaar, die altare en al die gereedskap en toebehore van die heiligdom, asook die voorhangsel en alles wat daarby hoort, omsien. Eleazar, die seun van Aaron, is aangestel as die hoof oor die Levitiese leiers. Hy was ook die toesighouer oor die wat diens in die heiligdom verrig. Onder Merari behoort die families wat van Magli en Musi afstam. Hulle het almal van Merari afgestam. Die wat onder hulle getel en ingeskryf is, almal wat manlik is, van 'n maand en ouer, was 'n totaal van 6200. Suriel, die seun van Abigail, was die leier van die Merari familie. Hulle het aan die noorde kant van die tabernakel kamp opgeslaan. Hulle moes na die style van die tabernakel, die dwarshoute, pilare en die voetstukke en alles wat daarby hoort, omsien. Hulle moes ook omsien na die pilare, die voetstukke, penne en toue van die voorhof. Moses, Aaron en sy seuns moet aan die ooste kant teen sonsopkoms hulle kamp opslaan,
omdat hulle die diens in die heiligdom waarneem, die diens vir die Israeliete. 'n Onbevoegde persoon wat dit nader, moet sterf. Al die leviete wat getel en ingeskryf is deur Moses en Aaron, volgens die bevel van die Here, almal wat manlik is, van 'n maand en ouer, was 'n totaal van 22.000. Toe het die Here vir Moses gesê: "Jy moet al die eersgeborenes van Israel wat manlik is, van 'n maand oud en ouer, tel en inskryf. Dan moet jy die leviete stel in die plek van die eersgeborenes van Israel voor my. Ek is die Here. Jy moet ook die leviete se vee stel in die plek van die Israeliete se eersgeborenes onder hulle vee." Presies soos die Here hom beveel het, het Moses alle eersgeborenes onder die Israeliete getel en ingeskryf. Die totaal van al die eersgeborenes onder Israel wat getel en ingeskryf is, was 22.273. Toe het die Here vir Moses gesê: "Stel nou die leviete en hulle vee in die plek van die eersgeborenes van Israel en hulle vee voor my, sodat die leviete behoort aan my. Ek is die Here. Die 273 eersgeborenes van die Israeliete wat meer is as die leviete, moet losgekoop word. Volgens die sikkel van die heiligdom moet hulle losgekoop word teen 5 sikkel of ongeveer 57 gram per persoon. 'n Sikkel is 20 gera of ongeveer 11 gram. Die geld moet vir Aaron en sy seuns gegee word en dien as losprys vir die Israeliete wat meer as die leviete is." Daarop het Moses die losprys vir die eersgeborenes onder die Israeliete, wat meer was as die wat deur die leviete losgekoop is, ontvang van die eersgeborenes van die Israeliete. Dit was 'n totaal van 1365 sikkel of ongeveer 15,6 kilogram silwer volgens die sikkel van die heiligdom. Soos die Here aan Moses opdrag gegee het, het hy die losprys aan Aaron en sy seuns oorhandig.